Goeiemôre. Ek hoor Celise sê ek is bys, maar ek weet ook, ek het al konferensies gereël. Gewoonlik die laaste dag gereël vir die ouens wat jy 'n kans wil gee, kyk of jy hulle wil terugbring. So dit is vir my absoluut 'n voorreg om julle hier by ons gemeente te verwelkom. En ek is baie opgewonde oor dit wat ek vandag met jou wil share. En ek wou vir jou notes geprint het, maar dis so amper 40 bladsye. So wat ons gaan doen is ons gaan hierdie op die resource link vir julle gooi. Maar dis meer as net notas. Ek dink is 'n resource wat jy kan gebruik vir verder in jou ministry. En ek dink is iets wat ek met Karl eendag gesit en gesels het en toe vra hy my of ek oor dit sal gesels, want ek glo hierdie is 'n ding wat jy kan aanspreek in jou lewe, wat jou gaan help om bietjie stres van jou lewe af te haal, en ook bietjie meer te fokus op dit wat die Here vir jou op die oomblik in jou lewe het. En ek vertrou dat die Here vandag kan gebruik. Ek gaan obviously nie deur al 40 bladsye met jou gaan nie. So wat ek vandag met jou gaan share, gaan 'n klein deeltjie wees van dit wat hier aangaan. So as jy hierdie resource wil gebruik, asseblief doen dit. En ek hoop dit beteken vir jou iets. So ek wil gou sien, wie van julle is almal min of meer in julle 20s? Baie vir my. Alright. 30s. Alright. Enig iemand bo 30? Alright. Ag, bo 40, skus. Obviously. Okay, is net ek en jy. So. Ek onthou, toe ek jonk was, het ons hier in Kempton Park gebly, en ek het 'n blou BMX met geel sponsies om die fiets gehad. Ek was baie trots op my BMX. Hy het blou tyres gehad, blou raam, geel sponsies, en ek het baie vinnig gery op my BMX. Ek het ook my voortande uitgeval op die BMX. Maar ek onthou tye wat my ma, en in die 80's was dit klein bietjie anders, bietjie veiliger as wat dit vandag was, dan stuur my ma my kafee toe. Die kafee se naam was Bread Cove. En dan ry ek Bread Cove toe, en dan sê vir my R2 gegee. Nou ek is seker, dalk net ek en jy gaan dit onthou, maar die R2 was 'n blou noot. Dit was nie 'n kooi nie. Dan ry ek met my blou noot Bread Cove toe, dan moet ek gaan brood en melk koop, dan vir R2 koop ek brood en 2 liter melk, en ek kom terug met klein geld. Dit was die dae toe ek nog, as jy geloop het en jy sien 'n 10 sent op die vloer, dan tel jy hom op. Want daai 10 sent het moontlik vir jou so 5 Wilson Toffies gekoop. Deesdae as jy 'n 10 sent sien, dan gaan jy self Kan enigeen van julle dit onthou? 1, 2. Nou die rede hoekom ek daai storie vir jou vertel, is half om 'n punt te maak. Iets wat ons vergeet in bediening, iets wat ons vergeet in leierskap, en vandag gaan ek met jou gesels, ek preek nie vandag met jou nie, vandag is meer 'n teaching, wat gevaarlik is vir jou, want wanneer ek in die bykom, dan mag jy dalk hier sit tot 4 uur toe, maar ek gaan my best doen. So ons vergeet, dat daar is sekere goed, wat in jou lewe gebeur, wat veroorsaak dat jy word wie jy is, en vir jou sekere herinneringe gee, en belewennisse gee in jou lewe, wat jou vorm, wat jou in 'n rigting instuur, wat sekere goed in jou lewe bewerkstellig, en wanneer ons, ek dink op 'n sekere ouderdom is, en ek gaan baie vandag praat oor ouderdom, dis primêr wat ek met jou oor gaan gepraat, en so as jy 'n tema wil sit by vandag, dan is my tema Leading Through the Decades. Leading Through the Decades. So ek gaan om 'n 10 jaar inkremente vir jou indeel, en dis hoekom ek sê, ek gaan net 'n klein deel, want hierdie resources verdeel van jou 20s, 30s, 30s, 40s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s. Ek gaan tot daar. Ek gaan obviously nie nou met jou praat oor die 80s nie. Okay. Dis bietjie ver nog vir jou en vir my. So ek gaan primêr fokus vandag op die 20s en die 30s, en dan in die resource is 'n klomp ander goed. Maar daar gebeur goed in jou lewe wat jou maak wie jy is, en ek probeer altyd my kinders daaroor praat.
As jy dalk bietjie van my storie ken, 9 maande gelede is my vrou oorlede. En baie moeilike tyd vir ons as gesin. En ek en my kinders het gereeld gesprekke. En ek leer hulle een ding. As ons om die tafel sit, dan sê ek vir hulle, onthou net een ding. Julle het geen idee wat dit is om 'n vrou te verloor nie. So papa voel goed wat julle nie voel nie. Julle weet nie wat ek voel nie. En daarom moet ek met jou praat daaroor dat jy dalk kan verstaan. Sê ek, maar ek weet nie wat dit is om 'n ma te verloor. Op die ouderdom van 9 en 12 het hulle twee iets beleef wat ek nooit in my lewe nog beleef het nie. Hulle het ervaring, hulle het seker goed in hulle lewe beleef wat ek van kan leer. En ek dink wanneer ons praat oor generasies in leierskap, het ons altyd nodig om 'n nederige gesindheid in te neem en te sê, daar is goed wat ek kan leer van die tieners wat ek bedien. Want partymal hanteer ons die mense wie ons lei asof ons in charge is en ons weet, want ons het teologie geswat, of ons is besig om teologie te swat, of ek werk met my Bybel gereeld, so ek weet meer, maar jy het geen idee wat die ervaring is nie, jy weet nie wat dit is, om 'n R2 noot op jou blou BMX te vat, en gaan brood en melk koop en kleingeld te kry nie. Jy het nie 'n klou nie. Maak nie saak hoeveel ek het vir jou verduidelik nie, jy kan dit verstaan, maar jy gaan dit ooit voel. Daar's sekere goed, wat mense ervaar en beleef, en dit geld ook vir die persone ouer as jy. Dit geld vir enige mens. Ek leer my seun altyd, respek kos niks, disrespek kos alles. En partymal in ons hoogmoed van wat ons voel, maar ons het nou hierdie roeping van die Here gekry, en ons is besig met iets, ons is besig met bediening, tree ons op eintlik met bietjie hoogmoed, want ons dink ons moet almal goed leer, en dis ongelukkig die trap van bediening. Want jy is in 'n posisie waar jy heeltyd moet leer, né? Dis wat ons doen. Jy staan op 'n verhoog, jy staan voor groepe, jy staan voor leiers, en jy's die een wat almal na kyk en sê, hoorie, wat doen ons nou? Wat doen ons nou? En as jy nie versigtig is nie, dan default jy baie vinnig in 'n plek in waar jy vanuit hoogmoed uit funksioneer sonder dat jy dit eers weet. En vandag hoop ek kan iets vir jou beskryf van waar jy jouself bevind, en onthou, wanneer ek vandag praat, is dit baie algemeen. So, dis nie noodwendig die reël nie, dis 'n algemene guideline vir waar jy jouself bevind, en waar jy op pad is. En dis my gebed vandag, is dat wanneer jy in jou 20's is, dat jy vandag hier sal uitstap met dalk 'n bietjie beter van 'n verstaan van waarmee jy nou moet besig wees. En as jy in jou 30's is, dat jy sal verstaan waarmee jy nou moet besig wees. Want daar is goed waarmee jy moet besig wees in elke dekade van jou lewe. En ons leef ongelukkig in 'n kultuur wat dit nie honored. Ons voel, hoe vinniger ons bo kan uitkom, hoe beter. Hoe vinniger ons kan vooruitgaan, hoe beter. Hoe vinniger ons leierskap plekke kan beklee, hoe beter. En eintlik wou ek vandag my teaching genoem het, let's peak at 60. Wat sal gebeur as jy jou hele gedagte verander en vir jouself begin sê, ek gaan eers peak op 60. Hoeveel pressure gaan dit van jou afval, dat jy oor 3 jaar die leier van 'n gemeente moet wees? Dan kom ek sê vir jou uit persoonlike ervaring, it's not always fun. Daar's baie ander goedjies wat saam met daai kom. Ek onthou, op die ouderdom van 22, het ek worship gelei by Doxadaya in Pretoria, en op daai stadium het daar een van die kampusse, se kampuspastoor weggegaan, en ek het gevoel die Here praat met my, ek moet die kampus vat, op 22. En ek gaan sien toe die leierskap van Doxadaya, en hulle sê toe, ja, dis reg. En hulle stuur my toe soontoe, en hulle sê vir my, vir 3 maande gaan jy net shadow, en dan 3 maande later sal ons die transisie maak, en ek voel, 22, die leier van 'n gemeente is amazing. En dit het toe nou nie so uitgewerk.
En nadat ek die leier van hierdie gemeente geword het, kyk ek terug na daai tyd en toe dog ek, die Here was die gemeente so dank, so genadig, dat ek nie op 22 daai plek gelei het nie. Ek sou hom verongeluk het soos jy nie kan glo. Maar in daai oomblik, as gevolg van my ambisie, as gevolg van waartoe ek geglo die Here roep my, wou ek goed druk. En ek wil jy vandag waarsku, pas op om jou roeping ryp te druk. Want om vorentoe te gaan in jou roeping, is daar net een ding nodig. Is getrouheid, faithfulness. Spreuke sê, many a man promotes his own goodness, but a faithful man who can find. Are you faithful to what God has called you to now? En dis partymal die probleem. Ons weet nie waartoe God ons nou roep nie. Ons het dalk 'n idee van waarheen. Dalk sit jy hier en jy weet in jou hart, jy gaan eendag jou eie gemeente lei. Kan ek gou sien, wie van julle het daai gevoel, en jy kan nou eerlik wees, moenie dink iemand gaan jou snaaks aankyk nie, wie van julle het al die gevoel gekry, dat jy gaan dalk eendag jou eie gemeente lei? Ok, awesome. Ek dink is fantasties. Ek dink ons het goeie, solid kerkleiers nodig. Die probleem is, if you're not faithful now, wat kweek jy as jy daar kom? En baie van ons mis daai, en dis wat ek vandag met jou oor wil gesels, en as jy jou Bybel het, Prediker 3, begin met 'n gedig. En ek het hom hier vir jou in die New Living Translation uit, en jy ken hom. Ek wil jy met hom hoor vandag. Die opskrif is, a time for everything. For everything there is a season. A time for every activity under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to harvest. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build up. A time to cry, and a time to laugh. A time to grieve, and a time to dance. A time to scatter stones, and a time to gather stones. A time to embrace, and a time to turn away. A time to search, and a time to quit searching. A time to keep, a time to throw away. A time to tear, and a time to mend. A time to be quiet, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. Die punt wat die prediker hier probeer maak, is jy bevind jouself vandag in 'n baie spesifieke seisoen. Jy's in 'n sekere tydsvak, 'n epog. En in daai tydvak is daar seker goed wat jy moet doen. En ek sien heeltemal te veel mense wat buite die tydvak beweeg van waar God hulle geplaas het, en dan kry hulle ongelooflike teleurstelling. Hulle voel, maar die Here het dan vir my gesê, ek gaan 'n gemeenteleier word, en hoekom, en jy is besig met leadership boeke, en jy is besig met kursusse, en jy sê vir jouself, maar ek rus myself toe vir eendag as ek die gemeente gaan lei, en dit mag so wees, maar in the meantime vergeet jy om jou groep te lei. In die meantime vergeet jy, dat daar's nou mense wat jou nodig het. En partymal leef ons daar, in plaas van hier. En ek dink dit is een van die sterkste karaktereienskappe van 'n leier, is die vermoë om te kan sien, waartoe jy gaan, visie te hê, en dalk het jy al baie gehoor oor vision. Jy moet vision hê, en vision, without vision the people perish, en dit is waar, al die goed is, maar ek dink die grootste eienskap van 'n leier is om die visie te kan sien, en dan te kan terugkom realiteit toe, en te sê, waar is ek nou? So, ek gaan vandag baie vinnig met jou gesels oor spesifiek die dekade tussen 20 en 30 en 30 en 40. Ek mag dalk vinnig raak aan die goed na die tyd, andersins is dit hierin. As jy terug wil gaan na jou gemeenteleier toe en vir hulle wil sê, jy het nodig om sien jy hierdie goed van 60, dit. Moet net nie die vingertjie point nie, ok. Doen dit nederig, gaan so met die So, vinnig dalk net gou iets. Daar is voordele in elke ouderdomsvak of vlak. So, volgens die navorsing, sê hulle, is jy 'n jong leier,
in jou 20s, 30s en 40s. So in jou 40s, ag hulle jou nog nie as 'n seasoned leader nie. Hulle sê ouer leiers is van 50 plus. En hulle sê daar is sekere voordele. Wanneer jy ouer is, sê hulle, het jy ervarings, jy het goed beleef, jy het goed gesien, jy het foute gemaak, en baie van die besluite wat jy neem kom as gevolg van die foute wat jy maak, ek weet, is waar vir my. As ek sien ouens wil besluite maak, en sê ek so af, moet dit doen nie, En sê hulle, hoekom? Dan denk ek, want ek het al die pyn beleef van daai. It's not gonna be fun. Maar okay, maar die Here het vir my gesê, okay, ek sê seker dat is die Here. So daar's ervaring wat kom met tyd, daar is ook negatiewe goed wat kom met tyd. En dis baie keer waar ons vaskyk, vir al ons jonger is. Ek weet ek het dit gedoen. Ek het dit baie gedoen toe ek jonger was. Ek het na die ouer manne gekyk en dink ek, ag, eerlikheid, julle is so freaking stadig. En hoekom vat julle so lank om 'n besluit te neem? En hoekom is julle nie op trend nie? Hoekom verstaan julle nie die tech wat ek nodig het nie? Hoekom verstaan julle nie social media en AI en al die goeders en dinge wat ek hoor julle oor gepraat het? Hoekom, why don't you get it? En so daar is wetenskaplik bewys dat hier van die ouderdom van 50 af, dan raak jou brein stadiger. Maar, die teendeel is waar. Hulle skryf hierso, laat ek net gou die vir jou lees. Hulle sê, older leaders tend to compensate for what they've lost in raw speed with gains in wisdom, experience and emotional intelligence. So daar is iets wat gebeur. Maar hulle sê, jonger leiers, en dis waar julle self bevind, het 'n rapid learning ability, jy kan baie vinnig beweeg, jy het baie energie, daar's baie goed wat gebeur, en wanneer ons kyk na die Bybel, dan sien ons die Bybel promote 'n gebalanseerde view. Die Bybel sê nie die een is beter as die ander een. Die Bybel sê, grysheid behoort aan die wyses. Job 12 sê die volgende, as jy 'n nota wil maak daar, Job 12 vers 12, wisdom belongs to the aged and understanding to the old. Maar, dan sê hy ook, in die Bybel sê Paulus vir Timoteus, moet niemand jou jonkheid verag. Moses was 80 toe hy Israel begin lei het, David was 30 toe hy koning word, Josia was 8. Daar's nie 'n patroon in die Bybel wat vir jou sê, luister, wanneer jy nou so oud is, dan gaan goed begin werk nie. So wat ek vanmôre met jou oor wil praat, is nie 'n veralgemening wat vir jou sê, jy gaan eers effektief wees wanneer jy so oud is. Moenie dit hoor nie. Vandag is 'n baie groot veralgemening om vir jou te sê, in die seisoen waar jy is daar dalk een of twee goed waarop jy moet fokus en waarna jy moet kyk. En ek bid dat wanneer jy dit gaan hoor, dat jy met baie nederigheid sal sit en sê, okay, wel, ek is in hierdie season, maar my gemeenteleier is in 'n ander season, of my direkte hoof is in 'n ander season, en ons het respek vir daai goed, want daar is seker goed wat hulle op moet fokus. En so ek gaan reguit induik, en in hierdie resource is daar 'n paar tabelle, wat vir jou 'n paar goed gaan leer. Paulus skryf, en ek love hierdie vers, en hy sê, I run the race set before me. What is the race that God has set before you right now? Wat is die resies wat God nou voor jou gesit het? Waar is jou baan? En wanneer jy daai baan ontdek, en jy is getrou in dit, dan kom daar krag en vrug saam met dit. Dis wanneer ons uit ons baan uit begin hardloop, en vir die ouens langs ons kyk, en begin sien, hier gebeur, kan ek nie dit ook doen nie, kan ek nie dit ook doen nie, dat ons fokus verloor, en baie keer verloor ons passie, vir dit wat die Here ons voorgeroep het. So, die Bybel 1 praat van 'n multigenerasie leierskapmodel, en daarom is daar sterkte in elke liewe een van hierdie plekke. En so my bedoeling is nie vanoggend om vir jou te sê, een is beter as die ander nie, as dit 'n seisoen wat jy in is, daar is 'n tyd vir alles. En so, as jy die dekades rank, so jy gee vir hom
'n tyd, met ander woorde, ons het 7 dekades wat ons van praat, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s. En jy lys hom in volgorde van invloed. Wie onthou wat John Maxwell gesê het, leadership is? Ek dink nie hy het dit gesê. Leadership is influence. En so wanneer ons praat oor leierskap, binne die kerkkonteks, binne enige sosiale konteks, dan praat ons van die invloed wat jy uitoefen. En so as jy daai dekades gaan rank, en hier's hoekom ek gesê het, kom ons maak die talk se naam eintlik Let's Peak at 60. Dan is die nommer 1 rank van influence vir algemeen, en is nie net in die kerk nie, hierdie praat van organisatoriese leierskap, enige organisation, enige plek. As sê hulle, jou peak influence is in jou 60s. Let's peak at 60. Hoeveel pressure gaan jy van jouself afval as jy vir jouself nou sê, jy is dalk 26 en jy dink by jouself, ek het 34 jaar om te peak. It's amazing. Ek hoef nie nou te peak nie. Ek hoef nie nou die volgende mega church in Suid-Afrika te hê, of wat ook al nie. Ek sal dit graag wil hê, maar ek hoef nie. In jou 60s is jy op jou peak van invloed. Want jy het al pretty much dan teen daai tyd amper 40 jaar se ervaring. Jy het die vermoë om netwerke op te bou, jy het verhoudings gebou, jy het in die plek waar jy werk, het jy soveel wysheid opgedoen al, dat jy het die vermoë om mense te beïnvloed. Wie van julle het al gevoel, en ons kan eerlik wees, jy het so mooi voorberei vir 'n preek of 'n ding of iets. En jy voel, hierdie content is amazing. En dit was regtig amazing. Jy het research gedoen, jy het eksegese gedoen, jy het elke ding toegepas, jy het ChatGPT 47,000 keer gebruik, en jou eie goed, en ek wil alles. En jy het die beste content, en dan preek jy, en jy voel goed oor jouself, en dan kom jou senior leier op, en hulle sê 2 sinne, wat jy dink, wat het hulle nou gesê? En dan sê die gemeente, maar as hy praat, wie het al daai gevoel? Ja, ek het dit al baie gevoel, dan voel ek, Here, waarmee is ek besig? Dit het niks met jou voorbereiding te doen nie, dit het te doen met wat se tydvak van jou lewe is. Die van julle wat my pa ken, ek hoor iemand het daar gesê, nee, dis oom Johan Steyn se seun. Ja, ek is oom Johan Steyn se seun. Hy is baie kleiner en ronder as ek. Ek kan, en dit gaan nou baie hoogmoedig klink, but take it for what it is, ek weet as ek objektief kyk, na my en my pa se bedieningsstyl, is ek 'n beter prediker as hy. Weet dit. Hy is partymal random. Die van julle wat by die laaste netwerk ding, ruk voel se koppe af, en ek sê, wat doen jy? Is jy mal in jou kop? Nee? Maar dit maak nie saak hoe goeie prediker ek is, nie. Maak nie saak hoe goed my voorbereiding is nie, maak nie saak hoe logies my brein werk, teenoor sy onlogiese brein. Ons het dit al uitgepraat, hy verstaan, nee. Ek het nie 'n match op die invloed wat hy het nie. Ek gaan dit nooit bied. Dis hoekom hy kan doen wat hy... Luister, as ek vandag gevoel se koppie afgeruk het. Julle almal sou gedink het, daai ou is mal in sy kop. Hy ruk Johan Steyn voel se kop af, en omdat hy invloed het, is almal net soos, wow. Kan julle onthou wat hy gesê het by daai wegbreek? Het jy die bloed gesien? Soos, wat? En dis dalk 'n simpel voorbeeld uit my lewe uit, maar ek wil hier met die prentjie sien. As iemand anders dit gedoen het, disaster. Hier doen 'n ou in sy 60s,
met invloed at the peak of his influence en het werk. You can't compete with influence. So in jou 60s, you are at the peak of your influence. Daar's 'n rede. Hoekom die gemiddelde ouderdom van die 100 grootste kerke in Amerika is hoeveel dink jy? Die gemiddelde ouderdom, nie van die kerk, van die leiers van die grootste kerke. Hoe oud dink jy is die gemiddelde ouderdom van die 100 grootste kerke in Amerika, van die leiers? Wat dink jy is die gemiddelde ouderdom? 55? 65? Nog iets? 71. Nou, in hierdie gedeelte, in hierdie dokument wat jy sal sien, daar is, jy kan ook dit net dit doen as jy regtig kyk na jou gesondheid en seker maak jy bly op train en die regtig goed doen in die seisoen wat jy is. Granted, want die research wys ook dat van die vinnig groeiendste gemeentes word gelei deur jonger leiers. Maar dit is interessant as jy na die research kyk, want daar kom 'n shift. So jy kry 'n ou in sy 30s wat 'n gemeente plant, wat 'n gemeente lei, en dit raak een van die vinnig groeiendste gemeentes. Dan tref jy die ou midlife, gaan deur 'n paar veranderinge in sy lewe, en dan nie teen 50 sê hulle kom daar 'n shift. Waar die ouer ou nie meer worry oor getalle nie. Hulle worry oor diepte. So wat sê een is reg? Diepte of getalle? Ek dink albei. Ek dink dis hoekom die kerk jonger en ouer leiers nodig het wat kan saamwerk. Dis hoekom ons julle nodig het. Ek is eerlik met jou. Ek word hierdie jaar 44, wat nie uit is nie. Maar ek is nie meer lus vir al die goed wat julle doen. Honestly. Dis hoekom ek julle nodig het. Ek het julle nodig om die energie te bring, sodat ek kan doen wat die Here vir my nou het. En so in jou 60s is jy op die piek van jou invloed. Dis rank number 1. Jou tweede beste dekade. Wait for it. Is jou 70s. Dis nie jou 30s nie. Die tweede dekade wat die hoogste rank in invloed is jou 70s. Weer vir dieselfde redes, daar's baie wysheid, daar's baie ervaring, daar's baie goed. En onthou, dis 'n veralgemening. Ek kry baie 70-jariges wat ek op die zip wil skop. Ja, net eerlik. So dit vat ook intentionaliteit in die leierskap van jou lewe om te sê ek is op pad iewers heen. Ek gaan wys wees, ek gaan die regtig goed doen. Maar as jy dit reg doen, is jou 70s die tweede hoogste ranked dekade van jou lewe. Derde hoogste een, jou 50s. Ek hoop nie dit maak jou moedeloos nie. Ek hoop regtig vandag jy sien dit in 'n sekere lig, dat jy bietjie kan dit doen. Oh, okay, ek het nog tyd. Ek het nog tyd. Ek het nog baie tyd. Het maak nie saak hoe suksesvol jou bediening nou is nie. Jou invloed groei met tyd. So in jou 50s, sê hulle is wanneer jy eintlik vir die eerste keer regtig begin in jou stride inkom regtig en begin properly lei. Ek is nog nie eens daar nie. Ek sê of dank die Here, want is dit die manier hoe ek nou lei. As dit my peak is, dan haal my nou uit. Want ek sien soveel foute en goed in myself, en dan dink ek, ag Here, wat het jy gedink? Hierdie ou. Jou 50s is jou derde beste ene. Jou vierde beste is jou 40s. Hulle kwalifiseer hom as moderate to high influence. So jou 60s peak influence, 70s en 50s high influence, 40s moderate to high influence, so dat jy in jou 40s bereik. Hulle sê die gevaar in jou 40s is dat dit die tyd is wat jy kan plateau. Want jy het al genoeg ervaring, jy het al genoeg goed gesien, dat jy voel, wel, ek kan nou bereik wat ek moet bereik. In my geval, ek is nou die leier,
vir amper 11 jaar van hierdie gemeente. Ek het nie veel ander ambisies nie. Ek wil nie president van die AGS word nie. En nee, asseblief nie. En so, die gevaar by my op die stadium in die seisoen wat ek is dat ek kan redelik agteroor sit en voel, kom ons cruise. Hoeveel leiers sien jy wat dit doen? Hulle cruise net. Is niks nuwe idees nie. Hulle bemagtig ook nie die jonger ouens wat die nuwe idees bring nie. En so dis die gevaar van die 40ste. Jou 5de hoogste rank, want daar is nog 3 om te gaan, 5, 6 en 7. Jou 5de hoogste rank, moderate influence, skus is nog steeds nie julle nie, dis jou 80s. Ja. So as jy dink aan jou 80s, dan dink ons aan ouens soos groot name, wat 'n merk gemaak, Billy Graham, John Maxwell. Want dis mense na wie jy gaan luister bloot as gevolg van hulle lewe. Jy ken hulle van geen kant af nie, maar hulle het al soveel invloed dat jy luister maar net. Dis net soos ook grey, hulle praat. Dis jou 80s, 6de hoogste rank, 30s. Hulle noem dit emerging influence. Jou invloed begin nou eers in die gemeente, begin nou 'n verskil maak. Emerging. Nou, hier sou ek vir 'n oombliekie net gaan stop. Hulle sê, you are innovative and energetic. You bring new ideas, embrace new technologies and cultural modes, often skilled at reaching younger generations and starting new ministries, generally able to work long hours and take risks, beginning to accumulate solid experience, can be very growth-driven and ambitious in a positive way. As jy in jou 30s is dit min of meer waar jy jouself nou bevind. Die negatiewe kant is, hulle sê, very limited experience compared to older clergy. Still learning through mistakes. May lack credibility with some older congregants. Wie van julle het al daai comment gehad van gemeentelede? Ek het toe ek hier begin het, was ek 26, en ek dink dit was die tweede keer dat ek gepreek het, toe bedank gemeentelede en sê, ek laat nie 'n kind vir my preek nie. Toe voel ek bietjie seer gemaak, en 'n paar jaar later besef ek, dis nie my issue nie, dis hulle sin. Maar, jy kan niks omtrent dit doen nie. Jy kan niks omtrent dit doen nie, dit is 'n seisoen waardeur jy moet beweeg. So hierso, een of twee negatiewe goed, en veral vir julle wat getroud is. Your work-life balance can suffer due to overexertion, and you are susceptible to burnout if the pace is too intense. Nou net jy kan daai vraag antwoord. Is jou pace te vinnig, of is al balans in jou lewe? Het jy pelle? Het jy, ek praat nie kerkpelle nie. Ok, tip. Groot tip. Die mense wat jy bedien, is nie noodwendig jou pelle nie. Jy sê amen, maar het jy pelle? Het jy goddelose pelle, wat nie die Here dien nie? Wat in wie se lewe jy in werk en praat uit 'n vriendskapbasis uit? Het jy mense wat jou aan ander goed blootstel buite jou kerkkonteks? Want luister, hier is die probleem. Ek het gedog, ek het pelle vir baie lank in my lewe. Ja, nou, ons was 5 ouens, ons was close, ons het elke Vrydagoggend 'n manne bid saam gehad, mekaar accountable gehou en alles, en toe los ek die gemeente, en letterlik, 2 van hulle het my 1 keer gebel in die laaste 17 jaar. My close pelle. Die mense wie jy bedien is nie jou vriende nie. Herder is lief vir sy skape, maar hy braai nie saam met sy skape. Hy braai sy skape. Maar en so in jou 30's, maak seker jy het 'n balans, maak seker jy weet wat jou belangstellings is, maak seker jy maak tyd vir dit. Ek het dit nie gedoen nie, tot my spyt. Eers in my 40's het ek begin sê, ek speel golf. En ek weet, vir my partymal is dit nog steeds, dan voel ek skuldig. As ek so
ek moet seker by die kantoor wees, ek moet seker goeders doen. En dan sê ek vir myself, nee, ek is 'n beter mens, ek is 'n beter pa, ek is 'n beter leier, wanneer ek klaar golf gespeel het. Maak nie saak hoe sleg ek gespeel het nie, en ek sak die laaste 2 jaar. Maar vir my om buite rond te loop en alles, ek voel net beter. Ek het energy. Wat doen jy met dit? In jou 20's, ongelukkig is dit die laagste rank. But don't get despondent. Low influence. You've got high passion and enthusiasm for the gospel. You're often culturally in tune with youth and young adults, quick to learn and adapt. You bring fresh perspectives, unencumbered by we've always done it this way. Kan ek net gou op dit sê, moenie bang wees om jou nuwe opinie te lig nie. As jy 'n leier het wat sy sout werd is, sal die leier na jou luister. Respekteer ook dan net die leier as hulle vir jou 'n goed genoeg rede gee hoekom hulle dit nie gaan doen nie. As jou leier net eenvoudig vir jou sê, nee, mag jy vra, kan ek vra hoekom? As jou leier nie vir jou wil hoekom antwoorde gee nie, bid hard vir hom of haar. Bid dank, sê Jaco. You can excel in outreach to peer groups and using new media. As ek nou moet dink ek moet een of ander social media gebruik, dan wil ek gaan slaap. Ek is net nie lus vir dit. Voor julle ouens function op 'n hele ander level en ek sien die value daarvan. Dit is regtig amazing. Dit is super cool. Jy moet my net nie vra om dit te doen nie. Jy gaan een post elke 5 jaar kry. Weet jy waarvoor gebruik ek Facebook? Nee, as jy met my praat en sê, hoorie, Pieter van der Merwe in julle gemeente, dan sê ek so, Pieter van der Merwe. Facebook, Pieter van der Merwe. Stuur ek die prentjie? O ja, hey, dis al waarvoor ek Facebook gebruik. En meeste van my social media ook. Ek soek mense. Hier is die gevare van die 20's. You've got minimal authority, in most cases, likely not in senior positions yet, often serving as youth pastors, assistants, or church planters with mentorship. Min of meer waarmee van julle self bevind. You've got a lack of experience that can lead to missteps in judgment, may struggle to be taken seriously by older members, en dan sê hulle in AKC, may prove themselves. Jy moet nog jouself bewys. Still developing preaching and leadership skills through practice. En so as jy die goed wil rank, is dit min of meer waar hulle rank. Maar, dis nie die einde van die storie. Kan jy sien die pressure wat jy op jouself sit? As jy vir jouself sê dat in jou 20's moet jy funksioneer soos 'n ou in sy 60's. Ek gaan nie dit doen nie. En ek dink baie ouens brand uit in ministry as gevolg van dit. En as jy kan verstaan waar ek nou is en dat ek nou mee moet besig wees, en ek fokus net op dit, en ek gee nie om wat die ou in sy 50's, en ek gee nie om wat die ou in sy 40's, en ek gee nie om wat die ou in sy 60's doen nie, ek is hier, en die Here het vir my 'n visie gegee, maar ek kom terug na wat ek nou moet doen, en sê, Here, okay, wat moet ek nou mee besig wees, Here? Ek aanvaar. En kan ek sê, daai is 'n baie groot woord. Te min van ons aanvaar die realiteite van waar ons is, en dit sit 'n binding op jou lewe. Die oomblik dat jy erken, dat in jou 20's, het jy baie min invloed. Dit voel dalk nie lekker nie, maar dit maak jou ook vry. Jy hoef nie te funksioneer, soos jou senior leier by die gemeente nie. Jy werk nog aan dit. Dis bietjie minder pressure. Aanvaar dit. Dis altyd snaaks as mense sekere realiteite van hulle lewe nie aanvaar nie. As ek my pa weer onder die bus kan gooi, hy is ontsettend kompeterend. Hy kan nie verloor nie. So hy word September 70. En elke keer as ek by hom kom, op baie kere, dan wil hy vir my vertel hoe hard jy my. En nou die dag toe kuier ek by hom en hy sê, Mila, raai veel dat ek vandag 'n leg press. As jy nie weet wat leg press is nie, gaan gym toe. Okay. Hy sê 170 kilogram.
En my pa voel. Nou, ek dink vir 'n 70-jarige man is dit redelik impressive. Maar nou wil ek nie sy babbel bars en vir hom sê, ek doen daai met een been, maar okay. See, comparison is it's a very ugly trap. Want ek seker, almal van julle hier kan meer push-ups doen as jou ouma. Maar dit is nie 'n kompetisie nie. En partymal doen ons dit. Ons probeer kompeteer teen iemand wat baie groter, baie sterker, baie meer ervaring as ons het en ons maak onsself klein. Wil jy nie vandag dalk erken, ek is in my 20's, ek kan dalk eers piek op 60 en dis okay. Al hierdie volgende klomp jare is al so baie goed wat in jou lewe moet gebeur, vir die van julle wat nog nie getroud is nie. Dit lê voor. As jy getroud is en jy het nog nie kinders nie, dit lê voor. Dis massive goed. Dis huge stuff. En dan vaar die seisoen wat jy in is. Daar is 'n tyd vir alles. So, ek moet klaarmaak. Ek het julle gesê, ek kan bitter lank aan. In jou 20's, hier's 'n paar goed. En dit is in so tabelvorm, as jy hierdie goed gaan download. Ek hoop hierdie help jou, dat jy dalk deur dit kan gaan lees en by jou huis deur 'n paar goed gaan werk en dat die Here vir jou clarity gee oor goed wat jy aan moet werk. Maar in jou 20's, hier's waarmee jy moet besig wees. So die opskrif hierso wat ek geskryf het, The Leadership Focus for Church Leaders by Decade of Life. So what is your leadership focus in your 20's? Raak in 'n personal development, spiritual growth and character. Die groot ding wat jy moet mee besig wees, lay spiritual foundations. Focus on character formation and spiritual disciplines as a foundation for life. Embrace humility and a teachable spirit, knowing you have much to learn. Cultivate emotional health by seeking God's guidance in your identity and your calling. Dit klink so basic. Lay spiritual foundations. En jy voel dalk, man, ek dien die Here al vandat ek 12 is. Ek het spiritual foundations. Het jy regtig? Het jy regtig 'n unshakable geestelike dissipline in jou lewe wat standhoudend is, dat wanneer die storms kom, hy jou nie kan shake nie. Dat wanneer die moeilike goed kom, het jy daai fondasie. Dan kom ek sê dit. Hier sit pastoor, apostel, profeet Johan Brits. Johan is 'n paar jaar voor my. Leier van 'n gemeente. Ek kan jou beloof, as gevolg van my 24 jaar ervaring en Johan se 34 jaar ervaring, kom ons maak dit maar dit. Jy sien, en jy kan dit nie verduidelik nie, ek kan nie vir jou kwantifiseer, nee. Wanneer jy met 'n ou in sy 20's werk, jy tel so op, het hierdie ou geestelike fondasie of het hy nie, baie vinnig. En jy sien ook hoe daai ding groei, as daar intensie is om dit te doen. En kan ek vir jou sê, daar's 'n gevaar in ons wêreld, dat ons geestelikheid overthink, over psychologize, oor klomp goeders, en ons vergeet, ons is geestelike mense heel eerste. As jy nie mense in hulle gees bedien nie, ek gee nie om hoe slim jy is, hoeveel research jy het, hoe goed jy op AI en social media en al die goeders is, hoe goed jy kan design en hoe kreatief jy is. If we don't minister to people's spirits, it does not matter. Yes, en kan ons weer 'n generasie kry wat in mense se gees inbedien, wat in mense se harte inbedien, dat wanneer ons in hulle oë kyk en vir hulle sê, how's your soul, dat hulle voel, hier gebeur iets. Maar dit kom met tyd, geestelike fondasie. Op jou persoonlike ontwikkeling, is dit die ding waarmee jy nou mee moet besig is. In jou 20's. Dink jy, maar dit vat lank. Ja, dit vat lank. Die Here sort 'n klomp crap in jou lewe uit, in jou 20's. En dan in jou 30's ontdek jy al die crap wat jy gedink het uitsorteer is, daar's nog baie. Wat jou organisatoriese impak betref, met ander woorde, wat jy, jou impak, jou invloed in die gemeente, learn and explore. Develop core ministry skills through hands-on experience. Preaching, teaching, administration. This is a training decade. Be willing to innovate, take initiative in new projects, bringing energy and fresh ideas to the church. Expect to make mistakes and treat them as learning opportunities for growth.
Jy's in 'n leerfase. Daar's te min van ons wat bereid is om foute te maak. Maak foute. Doen net iets. Kan ek vir jou sê, as 'n leier van 'n gemeente, ek vat heeltemal eerder 'n jong ou wat energiek is en foute maak, as 'n ou wat net perfek wil wees en niks doen nie. Baie eerder. Doen goed. Maak foute. Smeer modder op 'n ou se oë, want Jesus het dit gedoen, en as hy nie sien na die tyd en sê, "O, shit, okay. Doen stuff." Ek dink dis een van die hartseer deesdae is dat ek sit met baie jong ouens wat nie regtig prakties weet om te bedien nie. Ek sê dit vir jou vra, jy hoef jou hand op te steek. Weet jy regtig hoe om hospitaalbesoek te doen? Weet jy regtig hoe om 'n huisbesoek te doen? Weet jy regtig hoe om iemand te counsel? Weet jy regtig hoe om pastoraal op te tree? Het ek jou antwoord is, baie van ons weet nie regtig. Leer daai goed. En dan kan jy dink, huisbesoek is oudtyds. Luister, nie alles wat oud is verkeerd nie. Jy het geen idee hoe jou invloed groei as jy by iemand in hulle huis vir hulle nagmaal bedien, 20 minute saam met hulle bid en al wegry en sê die Here seën jou. Jy het geen idee nie. As jy jou invloed wil groei in die gemeente, begin huisbesoek doen. Ja, maar huisbesoek, doen dit. Check wat gebeur. Laaste een in jou 20's, wat mentorskap en verhoudings aanbetref, seek mentors and community. Proactively find mentors who can pour into your life and ministry. Build peer relationship with other young leaders and support and accountability. Begin practicing discipleship by leading youth or small groups. Even in your 20s, you can mentor those just a bit younger, which develops your mentoring skills early. Nou, dis net 'n paar. Aan die agterkant van hierdie ding is daar omtrent 4 bladsye wat oor jou 20's gaan, 4 omtrent oor jou 30's. So dis bietjie meer in diepte, maar ons probeer die tyd uitkoop. In jou 30's en nie meer mogen klaar. Wat jou persoonlijke ontwikkeling aan betref, balance growth with responsibility. Deepen your spiritual life amid new pressures. Many in their 30s juggle career, marriage, and young families, which can be stressful. Prioritize personal devotions, prayer, and maybe counseling as needed to maintain emotional health. Jy het ook nodig om met iemand te praat. Work intentionally on work-family balance to avoid burnout, setting healthy boundaries as you respond to both ministry and home needs. Continue addressing character flaws that surface under increased responsibility through prayer and possibly mentorship. Dink hier's een shift wat in jou 20's en jou 30's. In jou 20's dink ek sorteer die Here die sondes uit. As jy in jou 30's nog sukkel met sondes, iewers het jy iets gemis. Ek praat nie van struggles of goed nie, maar in jou 30's dink ek begin die Here al hoe meer die karakter issues in jou lewe adresseer. Sê hy, jy lieg vir mense. Ja, dan lieg ek vir mense. Nee, jy sê vir almal, ja, ons gaan koffie drink. Maar jy bel nooit niemand nie. Ja, maar ek probeer dit nice wees. Nee, jy lieg. Hou op. Doen wat ek begin doen het, en ek gebruik het, want dis 'n voorbeeld wat die Here met my begin praat het. Ek sê vir mense, as hulle vir my sê, ons moet koffie drink, dan sê ek, luister, bel my. Gooi ek die bal net aan hulle goal. 9 uit 10 van hulle bel jy nooit nie. Dat hulle eerder lieg, as wat ek lieg. Wat jou leer en jou skills develop, build and focus. This is often a decade of building upon the foundation laid earlier. As jy nie in jou 20's gebou het op die regte fondasie, geestelike fondasie nie, kan jy vergeet in jou 30's. Take on larger leadership roles or ministry projects and refine your strategic planning and administrative abilities as you lead teams. Focus your efforts rather than trying to do everything. Concentrate on the ministries where you can have the most impact. In your 30s, you are developing competence. So learn to say no to good things in order to say yes to the best things. Belangrik om hier te verstaan, as jy gemis het om geestelike fondasies en solid fondasies in jou 20's te lê, you are postponing your leadership ability. Want jy gaan dit bedoen in jou 30's. As jy nie in jou 30's doen nie, gaan jy moet doen in jou 40's, en dis ook om baie mense vashak.
because they're not doing what they are supposed to be doing right now. Aanvaar die seisoen waar jy is en leef in hom. Sê, ek is in my 20's, ek het min invloed, maar dis okay. Ek gaan werk om dit te doen. Nou die laaste ding, wat verhoudings en daar sit aan betref, shift from being mentored to also mentoring. Continue to seek guidance from your older mentors for your own development, but start investing in others as well. By your mid-30s, intentionally come alongside younger adults or new leaders to coach and disciple them. Belangrike woord, intentioneel. Is jy intentioneel met jou lewe? Weet jy waar jy op pad is? Het jy 'n plan? Cultivate a network of ministry peers for mutual encouragement and idea sharing. In this season, you're both a mentee and a mentor. Maintain both upward and downward mentoring relationships in your life. Ek wil afsluit deur vir jou te sê, jy is in 'n seisoen wat nie lyk soos my seisoen nie. En dis reg so. En dis goed so. En dis hoe God ons in mekaar gesit het. Die kerk het desperately jong leiers nodig, wat passievol vir die Here is, wat kom met nuwe idees en sê, Pastor Emil, ek dink die tyd om te preek met 'n suit en 'n das is so bietjie verby. Simpel voorbeeld, maar dalk is dit wat jy moet doen. Dalk moet jy bietjie die boundaries push. Dalk moet jy sê, hey, kan ons nuwe goed doen? Dalk moet jy foute maak, dalk moet jy aanvaar dat jy op 'n plek is van leer en probeer jou skills refine en jy's besig om te groei. Stick to that. Moenie probeer funksioneer soos die persoon op peak performance op sy 60's. Ja, jy kan aspireer tot dit. Maar ons 40 jaar se stap wat jy vat na 60 toe. En as jy 'n 30's is, weet waar jy nou is. Deel met jou familie. Hê 'n gesonde balans. Deel met die karakter issues in jou lewe. Daar's 'n seisoen. Daar's 'n tyd. Daar's die regte goed om te doen in daai seisoen. En as jy dit nie doen nie, all you're doing is you're postponing the influence and the leadership that God has on your life. En jy kan droom soveel as wat jy wil oor die toekoms. As jy nie regte goed in die regte seisoen doen nie, it's not gonna happen. Een ding wat ek van kleins af met my pa geleer het, gesê, Mila, die lewe is 'n plaas, nie 'n skool nie. Wie van julle was kramers op skool? Die aand voor die tyd swat jy, en die volgende dag kry jy nog goeie punte. Okay? Kan ek een ding vir julle sê, wat jy moet erken in jou lewe? Vir die van julle wat nou julle hande opsteek het, you're screwed. As dit jou manier is van werk en van lewe. Want as jy nie plant op die regte tyd op 'n plaas nie, jy kan nie 'n koringkorrel kram die aand voor die tyd. Ek gee nie om hoe goed is AI nie, hulle kan nog steeds nie plante groei nie. In 'n dag nie. Dit vat tyd. En baie van ons het 'n prentjie van waarheen God ons roep en ons sal profetiese woord oor jou lewe, maar kom ek sê nou sommer nou vir jou, profesie is nie 'n voorspelling van die toekoms nie. Dis 'n uitnodiging van God af na 'n toekoms toe. Na 'n toekoms. Soveel mense is hartseer en kwaad vir die Here want hulle sê, maar daar's profesie oor my lewe en nou is ek al 50 en daai profesie het nog nie tot vervulling gekom nie. Maar wat was die profesie? Nee, ek gaan my eie gemeente lei. En dan kyk ek na die ou en dink ek, "Chom, jy kan nie eers 'n selfgroep lei nie." Dis nie God se fout nie. Dis joune. Because you didn't do what you needed to do in the season that you were in so that God can use you. Dat ons kyk daar, die profesie en dit, en daai goed. Ek het baie profesie oor my lewe wat die Here al gesê het, ek gaan finansiëel vry wees en alles, maar eerlikwaar, ek hanteer my geld soos crap. Honestly. Ek weet, ek spaar nie genoeg nie. Ek belê nie my geld nie. Ek is 'n impulsiewe koper en nou kan ek nie vir die Here kwaad wees omdat ek nie baie geld het nie. It's my skuld. Because I didn't do what I needed to do in the season that I needed to do it in. En pas op dat jy nie op 'n plek eindig wanneer jy ouer is wat jy kwaad en bitter vir die Here is oor jy nie gedoen het wat jy moes doen in jou 20's en gedoen het wat jy moes doen in jou 30's en jou 40's en 50's en going on. En dis my gebed vir jou. Dat ons 'n generasie van leiers sal wees wat weet waar ons is. Wat weet waar ons op pad is.
en saam met God 'n plan kan uitfigure vir ons daar gaan kom. Ek's excited oor julle. Ek dink julle is 'n awesome klomp mense. Weet die Here het planne vir jou, maar weet waar jy is. En mag die Here jou lei, mag hy vir jou duidelikheid gee. God bless you. Dit was 'n voorreg om met julle te kon gesels vandag. Hierdie resource sal op die resource link wees. Use it, don't use it.